Goeiedag julle almal. Ek hoop dit gaan baie goed met julle en dat julle regtig sommer net 'n mooi tyd gehad het, 'n mooi dag, of miskien 'n goeie nagrus ook. En as ons so goeie nagrus gehad het en kan wakker word in die oggend, dan besef ons watter ongelooflike voorreg dit is dat die Here sy hand oor ons gehou het en dat hy ons beskerm het, dat ons sy kinders is en dat hy altyd vir ons omgee en vir ons sorg ook. En met hierdie woorde groet ek julle volgende in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die drie-enige God wat sy hand altyd oor jou hou. Ek was sommers met julle kom deel ook, in hierdie tyd is al so 'n paar dinge wat ons aanpak. Ons is besig met ons Kerspakkie projek wat vir Erlig Park is. Daar is ons besig om so 85 Kerspakkies reg te kry, sodat ons dit kan gee vir die mense in Erlig Park wat nogal behoeftig is en dat hulle ook in hierdie tyd so 'n bietjie ietsie ekstra kan kry. So as jy 'n bydrae hiervoor wil maak, miskien in ons gemeente is en nou 'n kaartjie kan kom haal wat ons op ons kersbome hang en dan die items daarvan vir ons bring nie, dan is jy altyd welkom om 'n inbetaling te maak as jy graag sou wou. En dan moet jy net die verwysing daar maak sê vir Erlig Park se Kerspakkie projek of net Kerspakkie projek is alles nie sou inpas nie. En dan weet ons waarvoor dit moet gaan sodat ons die ekstra items wat ons nodig het ook dan daarmee kan koop. So dankie ook daarvoor, maar ons is opgewonde. Dit is elke jaar regtig 'n mooi geleentheid. Vir die van julle wat by die kerk dan kan bywoon, daardie items moet op die laaste teen so 30 November weer terug wees by die kerk wees. Dit is ook dan met ons Kerssangdiens en dan gaan ons dit net weer kan aanpak. Gepraat van ons Kerssangdiens, soos ek gesê het, dit is die 30ste November en dit is 6:30 die aand, so julle moet die tyd mooi hoor, 18:30, 6:30 en ons gaan sommer dit regtig baie geniet. Ons is besig om te kyk na die program daarvan en sien baie uit ook na die mooi geleentheid dan. Julle, kom ons raak ook stil of eintlik aan bid die Here ook dan sommer net met die volgende 2 liedere wat ons saam sing, so kom ons gee geleentheid ook daarvoor. Al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreig my vrese, my diepste vreugde hier, al vergaan die wêreld, die hele skepping rondom my, sal U, Heer, my toevlug bly, want U alleen het ek lief o Heer, naam bo elke naam, U regeer. Al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreig my vrese, my diepste vreugde hier, al vergaan die wêreld, die hele skepping rondom my, sal U, Heer, my toevlug bly, want U alleen het ek lief o Heer, naam bo elke naam, U regeer. U was nog altyd hier, U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, U was nog altyd hier, U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, U was nog altyd hier, U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, want U alleen het ek lief o Heer, naam bo elke naam,
my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm singing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm singing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm singing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Dit is daarom wonderlik altyd om musiek te kan hoor, die woorde te kan luister, die musiek te kan luister en om saam te sing ook. Musiek is eintlik wonderlik en vir jare lank kom dit al saam en is dit 'n manier hoe ons die Here ook kan dien. 'n Ander manier hoe ons die Here dien is ook deur ietsie vir hom terug te gee op 'n manier van ons geld of dalk ons tyd of op ander maniere. Maar kom ons gee ook geleentheid om 'n dankoffer te kan gee as jy graag 'n oorbetaling wil maak ook daarvoor. Hierso is maniere hoe jy dit kan doen. Dankie vir elke keer se bydraes wat julle maak in die Here se koninkryk en die gemeente. Is hier baie werk waarmee ons besig is en dit maak dit altyd vir ons moontlik om dit ook so te kan doen. So duisende dankies ook daarvoor. Ons waardeer dit. Kom ons bid saam ook en dan vra ons dat die Here ons sal seën. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir die manier hoe ons 'n boodskap kan deel met ander mense en dat hulle daarna kan kyk en kan luister. Dankie sommer net vir u woord, vir die Bybel en dat ons elkeen ook so kan daaruit kan lees en kan leer en dat hy altyd besig is met ons. En wil jy asseblief dat dit ook vandag so sal wees, dat ons deur hierdie boodskap wat ons vandag hoor, ook iets sal besef van hoe goed hy vir ons is en hoe hy met ons besig is. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Nou ja, julle sal seker wonder wat se snaakse skildery is hierdie nou hier so langs my. Wat gaan nou eintlik hier aan? En miskien het party van julle nou al so lank na dit gestaar. Daarom nie na my kaalkop gestaar nie, maar nou ja, julle gaan so dalk nog so klein bietjie of julle rukkie eintlik nog dit sien. Maar ek gaan net terugkom na dit toe. Dis 'n skildery wat ek gekoop het of 'n tekening so rukkie terug. Toe ek eintlik op soek was na 'n mat. En terwyl ek staan en wag dat hulle vir my die mat moet bring, het ek daar in die winkel rondgeloop en toe sien ek hierdie tekening. En hy was eers onderste bo gewees waar hulle hom neergesit het op die vloer en ek het gedink is miskien 'n baie waardevolle stuk wat dit dalk in elk geval is, maar ietsie wat deur Vader Klaarhout miskien geteken is. En toe sien ek dit is nie, maar toe ek nou mooi kyk, toe sien ek wat gaan hier aan. En dit is ook die tema vir vandag, wat gaan hier aan? Nie noodwendig hier nie, maar dit pas eintlik nou mooi in by ons tema vandag.
So ek het 'n fotootjie wat ek vir julle wil wys. Hy lyk so, miskien gaan hy sommer daar op die skerm ook verskyn. En dit is van 'n kind wat se hande so vol kleur is. En ek dink as 'n mamma of 'n pappa dit sien, sal hulle dadelik vra, as een van julle se hande so vol kleur is, dan sal hulle sê, wat gaan hier aan? Gewoonlik gaan daar 'n groot gemors ook rondom dit wees, op die tafel of die vloer of buitekant of waar dit ook al mag wees. Wat is besig om hier aan te gaan? Maar hierdie mooi kleurvolle hande is eintlik vir my 'n prentjie, 'n simboliese prentjie wat ek wil hê julle moet onthou as julle vandag aan hierdie boodskap ook dink. Nou kom ons gaan eers uit die Bybel uit lees voordat ons weer terugkom by wat gaan hier aan. En die teks vir die week is nogal 'n moeilike teks. So miskien vir die mammas en pappas as julle nou die langer teksgedeelte wil lees, kom dit uit Lukas 21 uit vanaf vers 5 tot vers 19. Maar dit praat eintlik oor die eindtyd en dat Jesus sê daar gaan 'n einde kom aan allerlei dinge, ook mense wat gaan kom en sê dat hulle is die Christus of die Messias en mens moenie vir hulle glo nie en dat ons eintlik gaan weet wanneer daardie tyd ook is nie. Maar dan praat hy ook daarvan dat daar gaan vervolging wees. Die mense gaan geslaan word, in die tronke gegooi word, doodgemaak word. Sommer klomp nare goeters wat gaan gebeur en dit het ook so gebeur in die tyd nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe en sy disippels eintlik besig was om die boodskap nog met ander mense te deel. En dan was baie van hulle in die tronke gegooi en geslaan en sulke goed. Waar ons bly vandag hier in Suid-Afrika, gebeur dit nie sommer vir ons geloof nie, maar daar is tog ander gedeeltes in die wêreld waar dit wel gebeur. So ons moet altyd onthou dat die Here ook by ons is en dat hy wil hê ons moet sy woord versprei, maar dat dit is nie oral altyd so maklik soos wat dit in my geval vandag is om met julle te kan praat en ek is nie bekommerd dat iemand hier gaan inkom en vir my nou sommer iets gaan aandoen omdat ek hierdie boodskap met julle deel nie. Maar ons gaan net 'n klein gedeeltjie van daardie teks lees omdat ek dink dit is 'n moeilike teks vir kinders om te verstaan en hier's 'n mooi gedeeltjie wat ek graag op wil fokus. En daarom lees ons vandag uit hierdie groter teks van Lukas 21 vers 5 tot 19 lees ons dan net vers 12 tot 15. Kom ek lees dit vir julle saam. Dit sê: maar nog voordat dit alles gebeur, sal hulle julle gevange neem en vervolg. Hulle sal julle oorlewer vir verhoor in die sinagoges en vir opsluiting in die gevangenisse. So daar hoor ons nou van die slegte goedjies. Hulle sal julle voor die konings en die goewerneurs bring ter wille van my naam, omdat hulle nou oor Jesus gepraat het. Maar hoor dan wat sê Jesus hier vir hulle en hoe verskriklik mooi is dit. Dit sê: dit sal vir julle 'n geleentheid wees om van my te getuig. So met ander woorde, dit sal 'n geleentheid wees om dan oor Jesus te praat. Stel julle dus daarop in om julle nie vooraf oor julle verdediging te kwel of daaroor bekommerd te wees nie, want ek sal vir julle die woorde en die wysheid gee wat deur geen een van julle teenstanders teengespreek of weerlê kan word nie. Kom ek verduidelik dit 'n bietjie vir julle. Dis miskien 'n bietjie groot woorde, maar wat dit eintlik sê is, as ons dan nou voor Jesus sal kom, ook sy disippels, die ander mense in daardie tyd, dan moet hulle nie voor die tyd bekommerd wees oor wat sou hulle nou vir hierdie mense sê as hulle gaan vang nie. Nee, wat hulle kan baie rustig wees, want in daardie tyd sal Jesus deur die Heilige Gees vir ons eintlik die rustigheid gee en die regte woorde gee om oor hom te praat en te kan sê wat is besig om te gebeur. Inteendeel, hy sal sulke wysheid gee, sulke slim antwoorde waarmee ons kan antwoord, dat die ander mense nie sal kan teenpraat of teen ons praat en dan dat dit lyk of ons dom is of nie weet wat aangaan nie. Nee, God sal in beheer wees en ons sal wysheid hê en hy sal vir ons help om te kan antwoord. En so sal hy dit vir ons gee in die oomblik wat ons nodig het. Nou, julle, eintlik sou mens ook kon sê dat dis dalk so 'n bietjie anderster. Dis dalk in die tema van vandag wat sê, wat gaan hier aan? Kan ons onsself indink, as hulle dan nou daai mense gevange geneem het, dan het hulle eintlik juist vir hulle hierdie vraag gevra. Sê, wat gaan hier aan? Hoekom praat jy oor Jesus? Wie is hierdie Jesus? Het ons nie vir julle gesê dat julle mag nie oor hom praat nie? Julle moet stil bly.
En in daardie oomblikke sal Jesus deur die Heilige Gees vir hulle die wysheid gee, vir ons ook die wysheid gee, om reg en om slim te kan antwoord en om oor hom te kan praat, op so 'n manier dat die ander mense sal kan verstaan en nie sal kan weet wat om te sê nie. Nou julle, soos ek gesê het, in ons tyd vandag gebeur dit nie so dat mense sommer vir ons stop en sê, hoekom praat jy oor Jesus, jy mag dit nie doen nie. Miskien vra hulle vir jou, dien jy vir Jesus en hoekom dien jy hom en wie is Jesus vir jou, is jy sy kind? So op ander maniere vra hulle dalk die vraag, of daar gebeur dalk ander dinge op 'n ander manier. Miskien is dit sommer heeltemal ander situasies wat byvoorbeeld gebeur. So as iemand miskien lelik is met jou, hulle stamp as prins aan jou en verwag dat jy gaan met hulle terugbeklei. Hoe tree jy dan op? Of as hulle iets lelik vir jou sê, hoe tree jy dan op? Of as hulle, ek onthou toe ek op skool was, soos baie van julle, toe was daar altyd hierdie een boelie gewees wat hy het my penneblikkie altyd gevat en dan krap hy lelike goed op hom en maak merke op hom en so. En dan dink ek, moet ek nou hierdie ou nou 'n blou oog probeer gee, gaan ek met hom beklei of hoe moet ek hierdie situasie nou hanteer? En partykeer help Jesus vir ons om rustigheid en vrede in daardie oomblikke te hê. Maar dan op 'n stadium is daar ander mense wat vir jou vra, hoekom raak jy nie kwaad nie? Hoekom sê jy nie lelike dinge en vloek daardie persoon of hoekom slaan jy hulle nie? Hoekom kan jy rustig optree? En dan is dit die oomblik of geleentheid wat ons het om vir hulle te sê, Jesus se kinders, maak nie so nie. Ons beklei nie terug en slaan mense en maak hulle dood of vloek hulle of sê lelike dinge vir hulle en wens dat slegte goed met hulle gebeur nie. Nee, ons weet ook, soos wat ons gehoor het hierso in die tyd, wat Jesus se volgelinge, toe daar slegte dinge met hulle gebeur het, kon hulle rustig bly en God was by hulle. Hy het hulle gehelp om mooi en om goed te antwoord. En so is dit ook met ons in vandag se tyd. Ons situasies is anderster, ons omstandighede is anderster, maar ons kan nog steeds oor Jesus praat in sulke oomblikke. Nie dat ons gevange word oor dat ons glo in hom nie, maar wanneer ander lelike dinge gebeur, is dit ook vir ons 'n geleentheid om dan oor Jesus te praat. En dan sê hy eintlik, maar ons hoef nie bang te wees oor wat ons gaan sê of vooraf te dink oor wat ons gaan sê nie. Nee, in daardie oomblik sal hy vir ons die wysheid gee. Hy sal vir ons die woorde gee, dat ons so slim sal kan antwoord en praat, dat ons self amper nie eers weet waar dit vandaan kom nie, dan weet ons dit kom van God af. Maar dan kan mense ook oor Jesus hoor. Dis ook 'n geleentheid om dan oor Jesus te praat. Nou ja, julle, terug by hierdie foto wat ek net vir julle gewys het van die handjies, hierdie foto, sou ons eintlik nou weer kon vra, wat gaan hier aan? En hierdie foto laat vir my nogal baie dink, as my so dink aan die kleur van die hand, laat dit my dink aan die kleur van die wêreld, al die verskillende mense en oral waar mense bly, die verskillende tipes klere wat hulle aantrek, en die kultuur en die kos wat hulle eet en hoe dit lyk in daardie lande. En dan herinner hierdie handjies my dat ons ook Jesus se hande is in die wêreld. Soos wat die verf hiervan, as dit nog nat is en ons vat aan iemand, aan hulle sou plak en of iewers op hulle lyfie sal wees of op hulle klere sal wees, so moet ons eintlik Jesus se liefde laat plak oral op ander mense, dat hulle dit kan sien en dat ander mense kan weet dat Jesus is die seun van God en hy is die verlosser van ons lewe en ons is sy kinders, en dat hulle ook sy liefde mag ervaar. So mag ons so die kleur in die wêreld gaan versprei van Jesus se liefde, wanneer ons daaroor praat. Ons hoef nie bang te wees nie, ons hoef nie skaam te wees nie, want Jesus sê in hierdie gedeelte, dat hy sal ons help en hy sal vir ons op die regte tyd die regte woorde gee, sodat ons hierdie kleur van sy liefde oor ons kan gaan laat versprei. Nou ja, julle terug by hierdie foto ook sommer, terwyl ons vandag hierso opneem, is dit eintlik, lyk dit ook dalk soos 'n klomp klere wat sommer hierso tussen mekaar is, maar as julle nou 'n bietjie mooi kyk, dan sal julle eintlik sien, dalk het julle dit al raak gesien, dis 'n prentjie van Jesus se gesig hier tussenin. Hierso is sy mond en daarso bo is 'n kroon, hierso sy hare, en hierso sy baard, daar sy oog.
So sien julle nou die prentjie hiervan, nê? En dan is dit ewe skielik nie meer wat gaan hier aan nie, dan sien mens raak wat dit is. Nou ja, dit was my eintlik so mooi prentjie toe ek dit raak sien daar in die winkel dat ek gedink het, dit kan nie sommer daar bly nie, dit is 'n goeie ding om hom te koop en in my kantoor te sit, maar dit herinner my eintlik aan wat Jesus gedoen het en ook die kleure daarvan en dat ons partykeer mooi moet kyk om hom raak te sien. En as ons hom raak sien, dan gaan ons oë oop en ons sien sy liefde in die wêreld. Mag dit dieselfde wees met my en met jou, dat mense deur ons optrede en deur dit wat ons dan vir hulle kan vertel oor Jesus, eintlik hulle oë kan oopgaan of hulle oë deur Jesus oopgemaak word en dat hulle hom kan raak sien. Selfs as mense eintlik hier hom herken of sy gesig herken, dat hulle hom in ons lewe en in die wêreld mag herken. So gaan vertel vir mense van Jesus, moenie bang wees nie, hy sal vir jou die regte woorde gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons gebruik, dat ons die kinders is, dat ons geleenthede het om met mense te praat en dat ons nie daarvoor hoef bang te wees nie. Dat U ons harte rustig maak en vir ons die regte woorde gee en help vir ons asseblief ook dat ons in hierdie week dit sal kan doen, maar ook altyd in ons lewens. Beskerm asseblief ook vir ons, dat ander mense nie lelik met ons sal wees by die skole of by die werk of so nie, maar dat ons ook nie kwaad sal word as hulle doen nie. Dat ons eintlik meer van die liefde sal ervaar en nie afgebreek sal word deur lelike dinge wat ander mense sê nie. Dat ons waarde in U vind. Here, en mag ons dan dit altyd uitleef ook. Beskerm asseblief ons in die week en in ons lewe en help ons ook sommer in hierdie tyd as ons dink aan Kersfees wat nader kom en Jesus wat gebore is, dat ons ook mooi daaroor kan dink oor wat dit beteken as ons nader kom in hierdie tyd. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle nou ontvang die seën van die Here ook dan nou. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen. Mag julle 'n mooi week hê en onthou ons sien vir julle volgende week dan weer terug op 'n uitsending of sommer in ons erediens nog. Ons tekkiesdienste by die kerk gaan ook aan tot die 30ste November is die laaste ene en onthou dan ook daardie selfde aand die Kerssangdiens. Mooi week vir julle almal. Totsiens.